Vanoggend se skrifgedeelte kom uit die boek Galasiërs, hoofstuk 5. Nou, ek het hom eintlik gevat soos wat die ou vertaling breek hom daarvan vers 16 af, maar terwille van die 83 vertaling sal ek hom daarvan af vers 13 tot aan vers 26 vir ons lees. En dan die tema vanoggend is, ek het hom uit al twee vertalings gevat, is wandel deur die Gees, en die nuwe vertaling sê, laat julle lewe deur die Gees beheers word. Maar voor ek vir ons lees, die kosbare woord van die Here. Ek glo en bely, julle as kerk bely saam, dat dit is die onfeilbare woord van God. Kom ons maak ons oë toe. Here, ons is so afhanklik van U. Die afgelope tyd, Here, laas jaar, eintlik al in 2023 begin met die geweldige brande, wat veral daar in Schweizer, Christiana, in die Vrystaat, Here, gebiede hierso, wat het geraak was, en laas jaar, wat die reenseisoen in die hitte, alles gebrand het, Here. Ek dink wat ons, ek wil sê opnuut weer besef het, hoe totaal afhanklik ons van U is, Here. Ons kan al die metodes sê, ons kan die nuutste van alles hê, maar as U nie gee nie, as U nie voorsien nie, dan het ons niks nie. Dankie dat ons in daardie afhanklikheid, glo ek elkeen wat vanoggend hier so sit, dat ons in afwagting op U woord, die woord mag hoor. En elkeen wat vanoggend hier sit, om die woord te hoor, Here, dat U deur U Gees, ook ons ore en oë sal open. Dankie vir die waarheid van die skrif. Dankie, Here, dat ek vir hulle kan sê, ek is maar net die instrument in U hande, dat dit U is, o Gees van God, dat dit in ons harte en in ons verstand kom ophelder, kom nuut maak, kom lewend maak. Dankie daarvoor. Seën ook U woord, in Jesus naam. Amen. Ek lees daar vanaf vers 13, Galasiërs 5, Julle sien dan ook die opskrif daar is, die Gees van God en ons sondige natuur. Julle broers, ek kan ook sê susters, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik, as in verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat bedoel ek is dit? Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes in julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan loodreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle
soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal die koninkryk van God as erfenis nie verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uitdag of op mekaar afgunstig wees nie. Tot so 'n vers. Julle sal my vergewe as ek so af en toe 'n sluk water vat, né? As my so baie praat, dan word 'n mens se keel droog. Vanoggend se prediking, en ek het dit reeds gesê, wandel deur die Gees is dalk 'n moeiliker term om te verstaan wat die ou vertaling gebruik, of laat julle lewe deur die Gees, God se Gees, beheers word, die 83 vertaling. Is 'n tema wat ek dink dalk wye reaksie by mense gaan bring, en dalk, of ek glo so, gaan mense dit verskillend verstaan. Want dit hang af natuurlik waar jy ook in jou geestelike lewe is. Tog dink ek dat daar 'n algemene verstaan gaan wees om te sê, en daarby laat ek dalk die jonger kinders buite rekening. Ek sou hulle nie graag buite rekening wou laat nie, maar God het sy woord vir ons gegee, né? God het die Bybel gegee, en in hierdie boek word vervat hoe ons moet leef. En wat ons ook kan sê, wat ek dink in algemeen die meeste van ons gaan verstaan, is dat God se Gees ons lei, en veral deur sy woord. Nou die brief aan die gemeente van Galasiërs toon nogal baie sterk ooreenkomste met die brief van Romeine. Is my een van die kosbaarste boeke in die Bybel, die boek Romeine en natuurlik die boek Hebreërs. Natuurlik weet ons, dis dieselfde skrywer, Paulus, maar dis nie wat ek vir julle wil sê nie. In Galasiërs kry mens baie sterk teologiese lyne of wat in die boek Romeine vervat is. Mens kan eintlik dalk sê dat die boek Galasiërs is 'n kort afdruk van die boek Romeine. Maar dis nie waarmee ek julle vanoggend wil besig hou nie. Om die omvang van vanoggend se tema duidelik verstaanbaar te maak, wil ek graag in die konteks van die tema, wil ek baie graag hoofstuk 5 en hoofstuk 6 gebruik om te verduidelik wat Paulus hierby bedoel. Laat jou lewe deur die Gees van God beheers word. As ek nou so in kort, wat ek dink nog belangrik is, na die geheel van die brief aan die Galasiërs sou kyk, dan sien 'n mens, daar's 'n paar dinge wat nogal baie duidelik uitstaan. Paulus sê onomwonde dat daar geen ander evangelie is nie. Ek kan verder gaan deur te sê, daar is geen ander naam waardeur ons gered kan word nie. Die Here Jesus nie van homself gesê in die boek Handelinge, ek is die weg, die waarheid, die lewe. Daar's ons deesdae, veral in ons moderne wêreld, die siening of die ou spreekwoord wat sê alle paaie lei na Rome. En dan kyk ons moderne mense na ander gelowe en dan vra ons die vraag, maar is hulle ook nie dalk reg nie? Maar ek glo julle is by julle volle begrip
by julle volle verstand en stem saam met my wat die Here gesê het, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En dan nog iets wat baie sterk in hierdie brief na vore kom, is Paulus, veral hoe hy voel teenoor die Jode. Paulus is self 'n Jood, wat 'n ander evangelie wil inbring, wat sê deur goeie werke te doen, kan jy die ewige lewe beerwe. En ons weet, die teendeel is waar. Skryf Paulus nie in Romeine 1 vers 16 en 17, uit genade is julle gered. En as jy so 4, 5 sterk temas in die boek Galasiërs, en ek noem hulle in kort vir julle, geregtigheid uit die geloof. Nou gaan vanoggend nie die geregtigheid vir julle verduidelik nie, want dan dwaal ek nou weer af van die tema waarmee ons besig is. Maar die geregtigheid in kort waarvan Paulus hiervan praat, is God se geregtigheid. Dit wat hy aan sy kinders gee, en dan wet of die geloof. Ons lees dit veral ook in hoofstuk 5 en vers 6, en die wet en die beloftes, slawe en seuns, die een wat vry is, en dan net in hoofstuk 4 praat Paulus van Hagar en Sara. Hagar was die slavin se seun, die een wat nie vry was nie, en Sara, Isak, die een wat vry was. Dalk om dit makliker en eenvoudiger maak, kan ek dalk vir julle sê, die ou verbond teenoor die nuwe verbond, of die Ou Testament teenoor die Nuwe Testament, en nie dat ek die een teen die ander een wil afspeel nie. Ek het in die gemeentes waar ek was, het ek altyd vir die mense gesê, die kruis van die Here Jesus staan sentraal in die Bybel. Die Ou Testament was die gevolg van die kruis moes gebeur. Die Nuwe Testament is die gevolg van Christus se kruisiging en sy opstanding. Onder die ou verbond was Israel wat slawe van die wet gewees. Mens kan eintlik sê, die wet was die menslike poging om reg voor God te lewe. Dis hoekom ons die Ou en die Nuwe Testament, of die Ou verbond en die Nuwe verbond het. Terwyl die Nuwe verbond God se antwoord was op die redding van die mens. Dit was God se volmaakte plan vir hierdie verlore gaande wêreld. So in hakies wil ek baie graag vir jou wil sê, as jy as 'n gelowige die dinge in die Ou Testament beter wil verstaan, is dit baie goed om 'n goeie studie van die boek Hebreërs te maak. Daarom skrywe Paulus in vers 1 van hoofstuk 5, Christus het ons vrygemaak om waarlik vry te wees. Daarom gebruik Paulus hierdie besnydenis om aan te toon dat dit nie gaan oor die uiterlike nie, maar dit gaan oor die innerlike, dit wat hier binnekant gebeur. Want die besnydenis was die teken van die ou verbond, die teken dat hulle die hele wet moes onderhou. Was daar nie geleer in die Ou Testament, as jy net een van die wette oortree, het jy al die wette van God oortree. Daarom sê Paulus, die wet was die struikelblok vir die kruis van die Here Jesus het daardie struikelblok, daardie menslike poging, het hy kom wegvat. Terwyl die nuwe verbond in Christus Jesus my vir jou vryheid gebring het. Nie nou om as 'n rede om sonde moedswillig te doen nie,
maar as in vrygemaakte te lewe, staan daar in vers 13 van hoofstuk 5. Paulus sê ook, hy sê dit in Romeine 5, die einde van Romeine 5, en as hy 6 oorgaan, hy sê hierdie genade waaruit ons gered is, hy sê, beteken dit dat ons nou meer sonde kan doen? Dan sê Paulus, nee, dit beteken nie dit nie. Dit beteken juis dat ek as kind van God moet streef daarna, en ons sal later in die prediking daarby uitkom. Die bloed van die Here Jesus Christus het hierdie nuwe verbond beseël. Dit het die nuwe verbond bekragtig. Daarom is die wet nie meer geldig nie. Daarom sê Paulus dat die besnydenis die struikelblok is vir die kruis, die kruisiging dit kom verwyder. Die middelpunt van al die gebeure in die Nuwe Testament, en ek wil nou vir julle verduidelik wat ek daarby bedoel. Paulus skryf in hoofstuk 6 vers 14 en 15, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Mense sou ook kon sê, dat in hierdie lewe gaan dit oor lig en duisternis. Dit gaan oor verlore en nie verlore nie. Dit gaan oor genade en oordeel. Dit gaan oor goed teenoor kwaad. Die goeie wat deur Jesus vir ons aan die kruis kom bewerk het. Verse 13 en 14 van hoofstuk 5 verwys na die woord liefde. En ek wil baie graag vir julle in kort verduidelik. In die oorspronklike taal is daar 4 tipes liefdes waarvan die Bybel of waarvan die Grieks melding maak. En die eerste liefde waarvan die Bybel praat, is ook dan die liefde wat in hierdie hoofstuk of in hierdie gedeelte ter sprake is die agape liefde. Ek glo baie van julle het al die woord gehoor. Dis God se liefde. Dis die liefde tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis daardie liefde wat die Vader gehad het toe die Here Jesus aan die kruis gehang het. Daardie liefde tussen die Vader en die Seun, God se liefde, die agape liefde. Die tweede liefde wat die Grieks baie duidelik van melding maak, is die woordjie eros. Dis die liefde in 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou. En dis die enigste liefde wat 'n seksuele konnotasie het. Die Bybel is nogal baie eksplisiet daaroor. En dan die derde liefde is die algemene liefde, dis onder alle mense, filia. Die moontlikheid om iemand anders te kan lief hê, en dan die vierde liefde is filia, dis die liefde tussen familie, ma teenoor die kinders, pa teenoor die kinders, teenoor oupa en ouma, teenoor ooms en tannies. Nou dis die 4 liefdes waarvan die Bybel hierso praat. En ek het reeds gesê, die liefde wat hier te sprake is God se liefde, die agape liefde. En hierdie liefde behoort nie aan alle mense nie. Dis God se liefde wat hy aan sy kinders gee by die wedergeboorte. Dus besit nie alle mense hierdie liefde nie. Die ander 3 liefdes wat ek vir julle genoem het, is liefde wat die Here vir elke mens gegee het toe hy hom geskaap het. Liefde tussen man en vrou,
algemene liefde en die liefde tussen familie. Maar ons weet by die sondeval het hierdie liefde verwronge geraak. Daarom is daardie agape liefde, het hierdie liefde kom herstel. Dan kom Paulus in hoofstuk 5 vers 16 en dit was ook dan my tema vers. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle ook nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur. Vers 17 sê, wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil. Is dit nie ons blyde skrifte wat leer, dat ons sondige natuur is nog steeds in ons mens aanwesig? Daarom skrywe Paulus, as hy sê in een van sy briewe, hy sê, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek moet doen, nie moet doen nie, dit doen ek. Daai selfe Paulus sê, om die beeld van die Here Jesus moet al meer en meer in sy kinders word. Met ander woorde, ons moet groei na die beeld van die Here Jesus. Vers 18, maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Dan lees ons bietjie verder van die vrug van die vlees, vers 19 tot 21, en dit wat lei tot die dood. En dan die vrug van die Gees, vers 22 tot 23, dit wat lei tot die ewige lewe. Die vrug van die vlees, die sondige mens, teenoor die een wat sy lewe deur God se Gees laat beheers, kom en uit in hoofstuk 6, as Paulus in vers 7 en 8 skryf, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai, maar hy wat in die Gees saai, sal hy die Gees die ewige lewe maai. So 53 vertaal. Paulus skets lig teenoor duisternis, hemel teenoor hel, die vleeslike lewe teenoor die geestelike lewe, of 'n geesbeheerde lewe. Wat wil ek vanoggend vir julle kom sê? Paulus onder leiding van die Heilige Gees gee vir ons lig op hierdie baie belangrike gedeelte. En hy skrywe in die brief Korintiërs hoofstuk 4 vers 1 tot 4. Luister mooi wat skryf hy. God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Dit is om die evangelie uit te dra, die evangelie van hoop, die evangelie van lig. Daarom word ons nie moedeloos nie. Daarom word ek nie moedeloos om die evangelie uit te dra nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons moet skaam. Met ander woorde, ek as kind van God strewe daarna om in die lig te lewe, om my lewe in die lig van die Gees van God te plaas. Ons gaan nie met bedrog te werk nie, sê Paulus, en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. Vers 3, hoor wat skryf hy. As die evangelie wat ons verkondig tog nog met 'n sluier bedek is dit bedek net vir die wat verlore gaan. Vers 4. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld, dan praat hy van die duiwel, van Lucifer, verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus,
die beeld van God is. Johannes Evangelie lees ons wat die Here Jesus vir sy disippels gesê, toe hulle hom kom vra, het alleen na hom toe gegaan en hom vra, Meester, hoekom praat jy met ons in gelykenisse? En die Here Jesus het hulle geantwoord, aan julle is dit gegee om dit te verstaan, maar aan hulle is dit nie gegee nie, daarom is hulle verstand bedek en versluier. Kom ek sê dit in eenvoudige Afrikaans. En dis hoekom ek sê, die evangelie is 'n evangelie van genade. Paulus benadruk dit so baie in sy briewe. Dit is wanneer God se Gees geloof aan een skenk om te kan glo. Dis genade alleen. God se Gees maak mense se ore en oë oop. Hy skenk geloof sodat hulle kan hoor en kan sien en kan glo. Die dag toe ek tot bekering gekom het, tot geloof in die Here Jesus gekom het, dalk was jy op 'n kamp gewees, of dalk was daar 'n predikant in die kerk wat 'n bekeringsboodskap gebring het en ek het die woord gehoor en ek het besef, die Here praat met my deur die prediker. Die dag toe ek hom aangeneem het, is verlosser en saligmaker. Dis soos die belydenis van Nicea sê van die Heilige Gees, dis God se Gees wat die dinge vir ons kom oopmaak, kom oopbreek. Dis hy wat ons van binne af kom nuut maak, dit kom openbaar. Die belydenis van Nicea sê, die Heer en lewendmaker van ons geloof. Paulus, 'n Jood, 'n Fariseer, 'n skrifgeleerde, op pad na Damaskus, teen die evangelie van die Here Jesus. En die Here Jesus ontmoet vir Paulus op die pad van Damaskus. Mens kan dalk in vandag se terme sê, Paulus was 'n professor gewees in die lering van die Ou Testament. En hy het 'n ontmoeting op daardie pad met die Here Jesus. En dit verander Paulus se lewe radikaal. Daarom praat Paulus met hierdie mede-Jode, godsdienstige Jode, hulle wat nog so aan die ou verbond vasgehou het, hulle wat nog so die besnydenis uiterlik wil deel maak van redding. Dis hoekom ek vroeër gesê het, dat mense dade by die redding wil voeg. Ek kan niks doen om die ewigheid te verdien nie. Dit is wat God se geregtigheid beteken. Ek sit in die skuldenaarsbank, God kla my aan, maar deur Christus Jesus en deur sy bloed word ek vrygespreek, word ek gered uit genade. Paulus skrywe nog, die besnydenis of die onbesnede het geen waarde, die uiterlike het geen waarde nie, maar 'n nuwe skepsel. Wedergeboorte beteken van bo af gebore. Paulus bring Jesus na hulle toe, is die Messias. Onthou, hy is besig met Jode, hy kom sê vir hulle, hierdie man wat onder hulle gewerk het, wat wonderwerke gedoen het, hy is die Messias, hy is die Christus. Dalk is jy ook godsdienstig. Dalk lees jy ook jou Bybel, jy bid en jy kom kerk toe, en ek probeer reg lewe. Ek het in 'n Christenhuis groot geword, is gedoop en die belydenis van geloof afgelê. Maar dalk het jy nog nooit self tot bekering gekom nie. Ek het in 'n pastorie groot geword. Ek geleer het vir predikant, toe kom roep die Here my. Die Gees van die Here roep en praat deur die predik, en Paulus skryf in Romeine 10 vers 17, die geloof kom deur die gehoor van die evangelie. As 'n prediker of 'n pastoor of 'n dominee of 'n leraar die woord bring en ek hoor die woord,
En ek neem hom aan as verlosser en saligmaker. Johannes 1, 12 en 13. Vers 13 met ons eintlik lees voor ons vers 12 lees, want Johannes skryf dit daar nie uit op grond van myself, omdat ek self glo nie, maar deur die werking van die Heilige Gees, om my tot geloofsoortuiging te bring. Daarom neem ek Jesus aan as verlosser en saligmaker. Openbaring 3 vers 20 sê die Here, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en hy maak die deur oop, geloofsaksie, hy maak die deur oop en ek nooi hom in en hy kom in en hou saam met my feesmaal. Net so wil ek ook vir jou as kind van God vanoggend ook kom vermaan en kom bemoedig. Laat jou lewe deur die Gees van God beheers word. Lewe deur die Gees. Paulus skrywe, julle is die tempel van die Heilige Gees. As ek 'n kind van God is, dan woon God se Gees in my. Die probleem lê nie by die Gees nie, maar die probleem lê by my en by jou. Natuurlik gebruik die Here gebeure, moeilike omstandighede, medegelowiges, moeilikhede, soos ons nou die afgelope tyd belewe het, die boere, om ons lewens aan te raak, te kastyn, te vorm. Paulus gebruik 'n baie mooi voorbeeld van goud. Goud, suiwer goud, word alleen voortgebring deur vuur, om skeiding te maak tussen suiwer goud en onsuiwerhede. En dieselfde van die Heilige Gees in die kinders van sy kinders se lewens kom doen, is God se Gees se vuur gaan in ons lewens kom brand, sodat ek en jy die geloofstoets kan deurstaan. Oom Willie Maree het altyd gesê, ons is in God se skool. Die Here gaan toetse en omstandighede op ons pad bring. En jy moet daardie ding slaag wat hy op jou pad gebring het, want hy bring dit op my en jou pad om jou geloof te vorm. En jy kan nie in jou graad of in jou standaard groei, as jy nie dit geslaag het wat die Here op jou pad gebring het nie. En dis hoe ons groei in ons geestelike lewens. Dis hoe ons al nader en nader, meer en meer soos Jesus word, sing Piet Smith. Wanneer ek gestruikel het, wanneer ek dalk die toets gefaal het, dalk het ek gesondig, en die Gees kom oortuig my. Dan skrywe Paulus in hoofstuk 6 vers 1 en 2, broers, susters, as iemand deur die een of ander sonde val, moet julle wat deur die Gees laat lei, so iemand in gees en sagmoedigheid reghelp. Pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Wat bedoel Paulus daarby? Ek kan nooit dink dat ek 'n meerdere is as 'n ander een as hy geval het of gestruikel het nie. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Ek sluit af. Geestelike groei in jou lewe vind op een manier plaas. En ek het dit altyd vir die gemeentes geleer waar ek was. Wanneer jy tyd maak in woord en in gebed. Die lewe daar buite is wanneer ek tyd saam met die Here gespandeer het. Die lewe daar buite is die toepassing
van dit wat ek in my binnekamer geleer het. Dis tyd saam met die Here waar jy groei. Natuurlik deur prediking ook. Prediking. Maar ons hoof groei wanneer ek en jy as kind van God tyd maak saam met die Here Jesus. Ek dink ek het baie van julle ouer mense ken, by Dr. Willie Marais. Ek het hom so 'n bietjie persoonlik self geken, ek wil hom nie vanoggend opneem. Daar's ander wat ek ook ken, wat julle dalk nie gaan ken. Hy het geleef die woord. Sy lewe was gelei deur die Gees van God. En dit gaan nie oor hom per se nie, wat gaan oor die een vir wie hy gedien het. En net so kan ek en jy op Jakobus skrywe in Jakobus 5 wat hy sê, die gebed van 'n regverdige het groot krag. Dan gebruik hy Elia as voorbeeld. Hy sê, nes Elia gebid het en dit het gereën. Elia was 'n mens, nes ons. Die gebed van 'n regverdige, hy noem nie name nie. Dis ons wat tyd saam met die Here gebed en woord spandeer, meer en meer soos Jesus word, nader en nader na die Here toe groei. Wil jy 'n bruikbare instrument in die hande van die Here word? Ek het dit dink in die vorige preek ook gesê, en ek wil dit graag weer sê. F.B. Meyer het gesê, is het so 2-3 eeue teruggeleef, wonderlike boeke oor gebed geskryf, het hy gesê, God does not deal with us until we are wholly given up. And then and only then will he reveal his will to us. Die Here wil sy kinders gebruik die koninkryk. Maar ons moet groei in ons geestelike lewe. As die Here vanoggend met jou gepraat het, wil ek graag vanoggend vir jou sê, daar waar jy sit in die bank en sê, Here, hier is ek. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Here, ek glo met my hele hart dat U vanoggend met mense gepraat het. Want U sê in die woord, my woord keer nooit leeg terug na my toe. Dankie dat ek net die instrument is in U hand. Ek wil vra, o Gees van God, dat U hulle wie U aangeraak het, dat U hulle sal vashou en nie sal los as hulle sê, Here, hier is ek. Verander my. Kom in my hart in. Kom in my lewe in. Kom maak my nuut van binne. En as ek dalk by hernuwing weer kom sê, Here, hier is ek. Werk daardie begeerte in ons harte, onleertyd, in woord en in gebed, saam met U deur te bring. Ek vra dit, Here, dat U ook hierdie gemeente mag seën, dat U ook vir hulle mag dra. En ek wil weer, soos ek hoor ook van hulle, weer eens kom sê uit dankbaarheid, dankie vir die reën. Reën is lewe, soos U lewe in ons lewe. Baie dankie daarvoor. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Ontvang die seën, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen van julle wees. Amen.